Welkom terug by die groot ontbyt. Kyk, as jy 'n jagter is of as jy enigstens sommer net omgee oor kinders wat kos nodig het, dan kan jy nou maar gerus agteruit sit en ontspan, want die volgende rukkie gaan ons oor iets gesels wat in jou hart gaan vat. Mariolei Riekert is hier by ons en sy is ook hier saam met julle, sal hom nie regtig ken nie. Hy's 'n redelike onbekende gesig, maar hy's besig om nou sy, jy weet, in die industrie in te breek en ons gaan hom nog famous maak. Ons gesels met Mariolet in 'n ene bakkies. Wie neem jy is? En ons praat spesifiek oor die helpjagveldtog of die helpjagbeweging en oor wat hulle doen en vir hoeveel kinders se magies hulle sorg. Môre span. Môre span. Dat julle hier te hê. Ja, nee, dit was lekker vroegoggend en die winter byt. Ek weet nie of ons ouer word of die winter kouer word nie, jy weet. So Nee, laat niemand ons word maar kyk, ouer maar soos ons sê, ons is hier vir helpjag en ek dink as 'n ou kouer weer is, dan klop die hart warm en dan weet ons die kindertjies gaan dan weer 'n bietjie meer kos kry. Absoluut. Nou Mariolet, dis nou presies nou wat Bakkie sê, helpjag. Vertel 'n bietjie van ons van helpjag. Waar dit begin en wat is dit? So Helpjag is eintlik 'n projek van Solidariteit Helpende Hand. Dit het in 2018 het ons dit van stapel gestuur. Ons het net besef dat daar is regtig kinders daar buite wat swaar kry. Ons het 'n ander projek, die Kosblikkie projek, waar ons finansiële hulp aan kleuterskole bied. Maar ons het agtergekom dat dit net nie meer genoeg is nie. Die vleispryse en alles het so gestyg. En ja, ons het hierdie projek begin waar ons 'n beroep op jagters doen om vir ons vleis te skenk, om iets wat vir hulle lief is te doen, te gaan jag en dan terselfdertyd ook goed te doen. So ja, ons het seker sedert 2018 omtrent al so 240 ton vleis kon insamel wat ons dan versprei na hierdie kleuterskole en wanneer daar nog 'n verdere behoefte by ouerhuise of kinderhuise of so is, dan gee ons daar ook af. Dit is omtrent so 1.6 miljoen etes wat ons al kon uitdeel. En dis gesonde etes. Ek bedoel wildsvleis is so ryk aan yster en proteïen en dis op so 'n mooi en 'n etiese manier wat ons dit kan versprei. So gesonde vleis. Ja, dit is waar dit begin het. Bakkies, hoekom wou jy vir hierdie en jy's ambassadeur wees? Want jy's een van die ambassadeurs vir Helpjag. Hoekom was hierdie projek iets wat so na in jou hart gelê het? Ja, ek dink die groot ding wat uitstaan vir my is en ek sê altyd, jy weet, die kinders het die reg om gevoed te word, om kinders kos te gee. Weet en regtig 'n groot voorreg vir my gewees om die heel eerste ambassadeur te wees. Saam met hierdie helpjag inisiatief en dit is die enigste liefdadigheids organisasie wat ek deel van is, jy weet, want dit is 'n passie ook, ek is self 'n jagter en jy weet die verskil wat ons daar buite maak, jy weet in die begin het 'n mens net 'n bietjie gaan kos afgee by huise en goed en toe het ons bietjie die struktuur gaan verander en by die skole uitgekom soos Margelei dit genoem het en dan begin 'n ou eintlik regtig sien wat se nood daar buite is. Dan kom die kinders skool toe en deur te besef, luister, hulle kry kos by die skool, kom hulle skool toe, hulle eet en dan kry hulle onderrig. So ons het amper half 'n double whammy as ek dit so kan noem en dit werk vir ons, maar sonder die mense daar buite sou ons nie gewees het waar ons vandag is nie, weet, en net om te kon sien hoe die kindertjies by hulle hulle bordjie kos sit, nie, en letterlik nie hulle bordjie wil verlaat nie, want hulle is bang daai kos verdwyn of dit raak weg. So ja, en op die einde van die dag, jy weet, in die samelewing gaan dit oor nie wie en wat jy is en wat jy self bymekaar gemaak het en dit waarby jy betrokke was met my normale agtergrond soos rugbyspeler van 'n 18 jaar loopbaan. Dit is om hoop te skep. Ek dink dit is 'n baie meer vervullende beroep op die einde van die dag om regtig in die aand in jou bed te kan klim en sê luister, hy het 2 kindertjies kos gekry. Ek dink dit is 'n baie meer vervullende beroep as net om te gaan rondhardloop op 'n rugbyveld en 'n paar manne rond te skuif. So dis groot woorde wat jy sê, nee, dis baie groot woorde. Ek was daar op 'n stadium wat jy 'n ding wat jy onthou wat in jou gevoel raak het op 'n stadium waar jy by een van die uitreike was of gaan kyk het wat jy kan sien, maar hoor hierdie met my gaan. Nee, spesifiek, jy weet, aan die begin en veral deur COVID en goed het ons redelike groot impak op baie gesinne en families gehad, jy weet, dat dit amper half kom dat die kinders by die skole kos kry, dat die ouers baie keer saamkom om kos te kry, jy weet, en dis so Margelei dit sê, die nood het net groter en groter geword. En ja, jy weet, en dan was ek fisies ook betrokke by 1 of 2 uitreike, maar 'n mens kan nie regtig
fisies betrokke raak nie, want 'n mens raak emosioneel betrokke. Daar is die ding, En dit is, jy moet regtig 'n dun lyn doen, so jy weet, ons is maar so hier vanoggend, ons werk kliphard agter die skerms om 'n verskil daarvoor te maak, jy weet, want jy weet, as jy daar gaan betrokke raak, regtig fisies, begin dit aan jou vat in die aande, begin jy rondrol en jy wil meer en meer doen, tot ek op 'n punt in die oggend wakker geword het en gesê, luister, bakkies, jy kan nie die wêreld red nie, maar jy kan 'n verskil maak. En dis waar die dinge vir my bietjie meer duideliker geword het. So ons maak groot verskille, ons bring kos, ons dank weer eens ons mense daar buite wat dit moontlik maak, en ja, ons word sterker dag tot dag raak ons krag tot krag. En jy weet, ons staan nou, Margolay as ek reg is, ons staan op 8000 kleuters 'n dag. Per dag? Voer, per dag. Ja, wat deel is van die kleuterskole, en dan praat ek nie eers van, soos ek gesê het, die ouer huise en huise met vir gestremdes en so wat ons ook help nie. Hoe identifiseer julle watter kleuterskole of huis of mense wat julle wil help? So, omdat ons deel is van Solidariteit Helpende Hand, is daar 'n hele plan in plek, 'n hele struktuur. In die kleuterskole is dit 'n aansoekproses om deel te raak van die kosblikkie projek, en dan natuurlik wanneer dit ander huise is en so, is dit 'n aansoekvorm, 'n deeglik deur denkte en deur soekte aansoekvorm wat ons laat invul, sodat ons seker kan maak, ons kan soos Bakkie sê, ons kan nie almal help nie, so ons probeer regtig help daar waar die behoefte baie groot is. Hoe maak 'n mens as ek nou gaan jag en ek wil 'n ekstra bok skiet en dan julle skenk? Hoe toeganklik is dit vir die gewone jagter om dit te kan doen? Wat moet hy doen? Wat moet hy maak? Is dit net streeksgebonde? Is dit reg oor die land? Hoe werk dit? Nee, dit is eintlik baie maklik, omdat Helpende Hand so sterk struktuur het. So ons het streeksorganiseerders reg oor die land en vrywilligers en takke reg oor die land. So dit is eintlik vreeslik maklik. Ons kry van hier tot in die Kaap en die Wes-Kaap vleis, en dis maklik want daai streeksorganiseerders is daar. So as jy 'n bok wil skenk, kan jy ons kontak. Ons besonderhede is alles op die webtuiste helpjag.co.za. Jy gaan letterlik daar kan kyk waar is jou naaste slaghuis. Ons het slaghuise reg oor die Slaghuise land. ook? Ja, slaghuise wat ons ondersteun, wat deel is van ons hele struktuur. Die verwerkingsproses. Wat die lank duur, verwerkingsproses doen. En ons gaan so ver om te sê, as jy nie naby een van daai slaghuise is nie, kan jy ons regtig net voor die tyd kontak. Al die besonderhede is op die webtuiste. Jy kan 'n slaghuis van jou keuse gebruik waar jy jou vleis dalk ingee. Ons kontak hulle dan net vooraf. Ons sê net daar is vleis wat vir Helpjag geskenk word. Ons reël die verwerking en ons reël die verspreiding van daar. So as jy daai bok afgegee het, is dit uit jou hande uit. Dan doen ons alles, en ons het regtig 'n verskriklike deursigtige proses. So na die tyd was daar al mense wat gesê het, maar hulle wil presies weet na wie daai vleis gegaan het, en ons kan tot dit vir hulle sê. So dis regtig 'n mooi proses. Ja. Ek dink die belangrike punt wat Margolay gemaak het, is die deursigtigheid, want baie mense gee uit hulle harte uit. Maar jy wil weet waar. Ja. Jy wil weet waar eindig dit. As ek jou 'n R5 gee, wil ek weet daai R5 eindig op iemand se bord. Nie 'n drank. Nie R4.50 nie, R5. Ja. En ek kan daai stempel gee vir oggend om te sê, my stempel is op Helpjag om te sê, as jy vir my 'n rooibok karkas gee, sal hy volle rooibok karkas op die kindertjie se bord kom, en dit is belangrik, want baie mense gee en dan kom hulle agter, maar alles kom nie uit waar dit uitkom nie, en dan is hulle bietjie huiwerig om te gee. So ek kan regtig met gemoedsrus vanoggend sê, alles wat Helpjag doen word deursigtig gedoen, en dit is 'n passie van ons. Ons maak nie sente of rande daar uit nie. Dis ons harte, dis wat ons wil doen daar buite, net hoop te kan gee vir die kinders om kos te gee. En dit is nogal 'n waardevolle punt wat Margolay sê, is deursigtigheid, dat alles wat ons kry letterlik net so kan gaan vir die nodiges wat in nood is. Bakkies, baie dankie dat jy ook betrokke is daarbey. Dankie vir jou hart. Baie dankie. Margolay, dankie vir wat julle doen. Dankie vir die deursigtigheid. Soos ons sê, dankie vir die plekke wat julle identifiseer. Nie net kinders nie, maar ook ouer huise. En 8000 etes per dag. Dit is enorm baie. En onthou, mense kan gaan na, sê die webwerf weer asseblief. Helpjag.co.za. Helpjag.co.za. As jy daar buite dink jy kan bydra, asseblief, jy kan. Jy weet mos jy kan. Helpjag.co.za. Kyk hoe lyk die struktuur daar. Jy kan 'n bok gaan aflaai by 'n slaghuis naby aan jou. Jy het nie verskoning nie. Dankie vir julle tyd en moeite vanmôre. Baie dankie. Dankie dat jy die verkeer gesit het. Omgevalde lorry en al. Net vandag, 25 September, ons Helpjag Golfdag op Serengeti. Dis 'n groot kalendermerk. 25 September. 25 September, so asseblief gaan loer op ons webtuiste.
kom geniet dit. Ons is redelik eksklusief. Ons is so geseënd, hy's al amper 99 uit, maar kom maak 'n draai, kom maak 'n verskil in die kinders se lewe en kom ons vat hande en ons gee hoop daar buite. Ja, so maklik is dit. Wat kan ek dan nou sê? Dit is nou Bakkies Botha en Margaret Rickert. Dankie vir julle moeite. En onthou, helpjag.co.za. Ons is net hierna terug en dan sit ons 'n strikkie op die program.